By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne 'n respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Dankie dat julle hier so is, dit is heerlik om julle te sien en dankie vir die musiek, Jannie en Letitia. Kom ons luister verder na hulle en dan word ons stil, luister ons weer en dan sal ek praat.
Dit was weer eens wonderlik om na julle te luister. Ek is alweer besig met 'n reeks. Ek wou een praatjie oor moraliteit doen en toe prikkel die ding my en toe dog ek gaan dit nie 'n swaar reeks maak nie, ook nie lang praatjies nie, maar ek gaan wel 'n bietjie hierdie onderwerp uitpak. So die eerste keer het ek gesê, moraliteit is nie regtig iets wat jy in 'n wetboek kry nie, ons weet jy kry dit nie by 'n God nie. En dat selfs die mense wat beweer dat hulle hang die moraliteit aan wat so vas staan, dis geskryf, dis deurgegee, goddelik deurgegee, hulle onderhandel ook maar lekker met daai boeke en daai wette, en niemand leef dit nie, wat vir jou wys, dit is maar 'n menslike diskurs. Wat glo ons wat is reg en verkeerd? En toe vra ek verlede week hierdie vraag, nou as dit dan 'n diskurs is waaraan ek ook deelneem, wie is ek, die persoon wat saampraat oor wat reg en verkeerd is? En nou vandag, die derde praatjie, gaan oor iets 'n bietjie dieper en wat nogal na die been toe kan sny. Die titel vir hierdie praatjie is Die wêreld se gevaarlikste woorde. Ek weet, ek is reg. Dit gaan oor die mens se behoefte daaraan om reg te wees, seker antwoorde te hê, en dan hoe ongelooflik lelik ons kan raak wanneer ons glo ons is reg. So sit nou maar julle gordels aan, want ek dink ek gaan met almal van ons praat, selfs met my, het ek al hierdie hele week gepraat, terwyl ek hier aanwerk. Ek het onlangs begin wonder of die mens se grootste probleem werklik is dat ons die potensiaal het om boos te kan wees. Maar of die grootste probleem nie dalk die wegspringplek vir allerlei booshede is op ander plekke wat meer onskuldig voorkom nie. Goeie plekke. En miskien is een van hulle ons behoefte aan sekerheid. En die gevolglike oortuig wees van dit waarvan ek dan nou sodanig seker is. Want as 'n mens na die geskiedenis kyk, is dit opvallend hoe selde, as jy op groot skaal kyk, daar in hierdie wêreld onreg gepleeg word deur bloot bose mense. Mense wat sal sê, ek mag dalk verkeerd wees, maar ek's nou lus om hierdie te doen. Dis nie dit nie. Dis gewoonlik mense met absolute oortuigings, wat so hard op die wêreld neerkom, want hulle verstaan die waarheid, hulle verteenwoordig natuurlik altyd die goeie kant, hulle is moreel reg en onverskrokke om dit te verdedig, en ander mense moet reggemaak word, of sommer tereggestel word. Iemand noem dit onlangs, sy naam is Barry Leroux. Hy skryf wonderlike goed op Facebook, kritiese goed, goed waaroor 'n mens kan dink, en hy praat onlangs oor die geïnternaliseerde gesag wat mense ontwikkel wanneer hulle begin glo dat hulle aan God se kant is of aan die goeie kant is en dat hulle reg is. Dan word hulle in hulle eie oë die regters van hierdie wêreld. En dit is 'n baie ontstellende ding, want baie gevaarlike dinge word dan deur ordentlike mense gedoen. Ons hou van die idee dat boosheid maklik herkenbaar is. Dat die slegte mense sinister sal lyk, jy sal dit sommer sien as jy op hulle afkom, soos in die flieks. Maar die groot skade in die geskiedenis is nie deur sulke strokiesprent karakters gepleeg nie. Glad nie deur hierdie tipiese skurke nie. Dit is veroorsaak deur goeie burgers, loyale gelowiges, gehoorsame soldate, toegewyde ideoloë, mense wat geglo het, hulle doen die regte ding. Dis wat dit so ingewikkeld maak om mens te wees. Want daai hele lysie mense kan ook ek en jy wees. En dit is soms, as mens op die kontinuum van 'n skaal van 1 tot 100 sou kyk, waar dat ek en jy by tye daar iewers lê. En ek spot mos altyd en sê, jy moet nou net die dag 'n paar dinge oorgekom het wat nie lekker is nie en jou bloedsuiker is nie goed nie, dan is jy ook dalk, as jy jouself kon kry vir 5 minute op 'n dag besig met van hierdie goeders. En ek dink ons onderskat hoe diep ons behoefte
aan sekerhede lê. Ek het nou al tot vervelings toe gesê die afgelope tyd, hoe ons breine van patrone hou. Hoe ons chaos nie kan uitstaan nie. Nou gee net 'n bietjie chaos vir my en jou. Dan sien jy hoe wil ons orde skep. En ons doen dit nogal soms brutaal. Ons hou van voorspelbaarheid. Ons hou van duidelike antwoorde. Waarom? Want onduidelikhede maak ons nou die wêreld onseker. Dit maak ons toekoms onseker en dit maak ons angstig. Want onsekerheid ruik altyd na gevaar. Dit voel vir jou iemand het nou 'n lont aangesteek daar iewers en hy brand in jou rigting en jy weet nie wanneer kom die ontploffing hier by jou nie. Ons hou nie van daai ding van hierop het ons nie 'n antwoord nie. En as 'n mens nie weet wat aangaan nie, voel jy altyd kwesbaar. En dit is waarom absolute idees hierdie wêreld so regeer. Absolute idees. En ons leef, en julle hoef dit nou nie vanoggend uit my mond te hoor nie. Ons leef in 'n uiters gepolariseerde wêreld. Dit was seker nog altyd so, maar dit word verskerp deur die media, deur sosiale media, deur hier verskriklik baie interaksie wat ons met mekaar kan hê en almal is reaksionêr. Daar's so min mense, en ek moet nie almal sê nie, want dit is natuurlik nie absoluut waar nie. Maar daar's so min mense deesdae wat uitgesproke is en wat dan vir 'n matige stem sal staan. Absolute idees regeer die wêreld en voer met mekaar oorlog vandag. Absolute godsdienstige sisteme, ekstreme politiek en eenvoudige vinnige antwoorde vir baie ingewikkelde probleme. Dis nie noodwendig omdat mense dom is nie. Dis nie noodwendig omdat mense dom is. Jy kyk, as baie onderontwikkelde mense, nê. Daar's baie breine wat vermors word op te min nalees, oplees, navors. So daar's 'n wêreld van mense wat kennis kort kom. Maar mense is nie so dom nie. Maar hulle is emosioneel onseker. En daai emosionele onsekerheid word gekalmeer deur hierdie absolutisme. Nou ons dink dikwels ons glo, en nou praat ek maar met ons ook, dinge omdat dit vir ons waar is. Ons het dit nagevors, ons het mooi gedink en dis waar, maar dit is nie so nie. Baie keer, en selfs ek en jy glo dinge omdat dit ons emosioneel veilig laat voel. Dit pas ons sin vir hoe ons wil orde hê in ons wêreld. Hoe ons dinge wil verstaan sodat ons veilig kan voel in 'n voorspelbare stelsel. En dis nie altyd sulke deurdagte waarhede nie. Dis meer gevoelde waarhede. En daar's 'n vreemde troos dan nou in hierdie absolute sekerhede waarby ons uitgekom het. En wanneer jy alles netjies kan verdeel, dan is dit mos lekker, want dan is dit reg en verkeerd en is boos en is edel en is goeie mense en is slegte mense en is ons en is hulle. En dan voel my wêreld vir my verstaanbaar en beheerbaar en ek weet waar om weg te bly en waar om aan te sluit. Maar die werklikheid is nie so eenvoudig nie. Die menslike toestand is deurmekaar. Ons is mos maar 'n menslike toestand en is dit deurmekaar spel. Mense is kompleks. Selfs die sogenaamde goeie mense, soos ek net nou al geskimp het, dra baie diep en donker skaduwees. Selfs liefdevolle mense kan wreed word. Selfs intelligente mense kan gevaarlik wees. Trouwens, intelligente mense kan veral gevaarlik wees. Want intelligensie beteken nie noodwendig wysheid nie. Dit beteken bloot dit. Jy's in staat daartoe om jou vooroordele baie slim en mooi te kan verwoord en verduidelik. Dit maak dit gevaarlik, want dit gee ook aan dit geweldige oorredingskrag. Al is dit nie jou bedoeling nie. Net soos enige ander mens, het jy ook met jou emosies en met jou hele lyf jou waarhede gekies. Sit jy emosioneel veilig in hulle, het jy die brein om dit goed te verdedig, en daar kan jy net mooi op 'n goeie dag 'n hele klompie volgelinge kry, omdat hulle beïndruk is met hoe glad jou mond is. Ek dink
Dit is waarom die internet so uitputtend geraak het. Want almal daar is so absoluut seker. En almal is woedend. Almal is moreel verontwaardig. En niemand luister nie. Die doel is nie meer begrip nie. Die doel is, ek wil jou oorwin. Ons leef in 'n tyd waar mense hulle identiteit begin bou het rondom morele verontwaardiging. Ons almal vir die ander. Dis dag en nag die storie. Want op hierdie wêreld gaan dit so verskriklik en kan nie glo wat jy nou aanvang nie. Maar daai selfe ou wat dit aanvang kan weer nie glo wat jy aanvang nie. En so is ons die hele tyd verontwaardig. En dit gee vir ons so 'n wonderlike gevoel van ek is reg. En al die ander mense wat met my saampraat, bevestig dit. Ons is reg. Mense wil nie net reg wees nie. Mense wil gesien word as die goeie groep. Die goeie groep mense. En sodra daai soort identiteit in jou begin nesbou, want ek word nou een van die goeies, dan raak gesprek baie moeilik. Ons dink ons verdedig 'n saak, maar inderwaarheid verdedig ons van daai punt af aan onsself, ons identiteit, ons korrektheid, ons goedheid. Want nou voel verskil soos 'n bedreiging. Maar dit is nie meer net 'n bedreiging van die sogenaamde waarheid nie. Dit word 'n bedreiging van my identiteit, want ek het nou kalm geraak in hierdie waarheid, dit het my gemaklik gemaak, ek hou emosioneel daarvan, so wêreld werk vir my, dit is hoe dit vir my werk, dis hoe ek die wêreld sien, maar nou het my identiteit ook nog een geword van, ek is een van die goeies, ons verstaan die wêreld, en nou, as jy nou met my stry, dan val jy hierdie hele konstellasie aan, en ek staan sentraal, my identiteit is daar gevestig. En as jy dan hoor wat mense skryf, in die week, ek het so gelag hieroor. Een van my Facebook vriende skryf in die week, as jy een van daai is wat oorweeg om die hantavirus inenting te kry, ontvriend my dadelik. Ek sê vir julle, ek sit en skud my kop en dink, jy kan nie eers op Facebook met mense gekoppel wees, dis nie eens 'n regte koppeling nie, as hulle glad nie soos jy voel nie. Ons het nie meer die vermoë om interaksie te hê, of te onderhandel, of gesprek te voer, of enigsins oorweg te kom met mense wat anders dink as ons nie. Dit is hoe diep ons identiteit gevestig is in die goed wat ons glo. Glo jy iets anders? Ontvriend my dadelik. Ek vermoed, dit is een van die redes waarom die mense deur die geskiedenis so maklik groepe gevorm het, wat wreedhede kon regverdig. Want as jy daai klein bietjie haat, wat jy alreeds het vir iemand wat moontlik jou Facebook vriend is, en moontlik 'n naald in sy arm gaan laat ingaan, as jy hom nie kan vat nie, kan jy dink wat doen ons met groter goed, wanneer ons eers as groepe opgerye word, omdat ons begin glo, ons word bedreig deur die ander. En dis nie omdat ons monsters is nie. Ek is doodseker is nie omdat mense monsters is nie. Dis so diep sielkundig gelaagde ding hierdie, dat mense nie besef waarheen dit hulle geneem het nie. Maar omdat groepsidentiteit die individu se selfondersoek stil maak, kom ons dit nie agter nie. Want dis nou een ding as dit net jy was. As jy nou Hitler was, jy was alleen, maar dan kry jy ander mense wat saam met jou dink en voel. En die oomblik wat dit gebeur, ander mense sê saam met jou ja. Dan kan ons, en dan gaan nou 'n lelike woord gebruik, baie weird word. Groepsidentiteit. En daai bevestiging wat ander mense stem saam met jou, maak mense bitterlik en aardig. Jy kan eintlik dan nie glo dat hierdie is 'n gewone mens met genoeg grysstof om goed te kan dink nie. Ek het al baie gedink en dit is eintlik nou niks met hierdie punt te doen nie en ek wou dit nie sê nie, maar ek dink nou daaraan. Die Waterkloof 4, julle almal ken mos daai storie. Ek kon baie keer nie dink, hoe kan dit gebeur dat 4 jonge seuns instap in 'n park, goed opgevoede mense, en hulle skop iemand dood. Dis dit. Dis hoe ver daai ding kan gaan van
ons en hulle. En as daar 'n groep kom en daai opgeruidheid kom, is daar nie meer veel van 'n gewete wat onafhanklik werk nie. En ons het dit nodig. Mense wat sal kyk en sal sê, ek gaan in my kamer sit en oor al hierdie goed dink, want ek wil nie ingetrek word nie. Ek wil 'n onafhanklike gewete hê. Ek wil meer tyd insit om self te dink. En dis dit wat groepsidentiteit doodstil maak. Want wanneer die groep eers begin sê, ons is die goeie mense, dan word enige iets moontlik in hulle gereedere. En dit is skrikwekkend. Hoe maklik gewone mense dan ontmenslik kan word. Maar wat hulle dan doen is, hulle dink nie hulle is nie menslik nie. Want hulle kyk dan vir jou wat vir hulle wil sê, maar jy het dan nou 'n bietjie van 'n monster geword. Met jou gevegte vir die waarheid. Dan sê hulle, hierdie wêreld het nie tyd vir mense wat draadsitters is nie. Hierdie wêreld het nie tyd vir sulke sagte mense soos jy nie. Hierdie wêreld het nie tyd vir al hierdie empatie en dan natuurlik wokeness kom ook daarin nie. Ons het nie tyd vir sulke softies nie. En dan begin vier ons daai geweldige manhaftigheid en daai krag en daai kele wat so skoon gemaak word en daai swaarde wat flits. As jy dwars deur die geskiedenis kyk, dan sien jy dit. Godsdienstoorloë, apartheid, fasisme, stalinisme, volksmoorde, politieke suiwerings. Elke keer was dit daar waar gewone mense net iets so saam begin glo het. En dan begin sê het, ons gaan doen dit vir 'n goeie doel. Goeie bedoelings is met ander woorde nie genoeg nie. En daar moet 'n mens ook sê, en ek gaan nou 'n Bybelversie daar intrek, ook nie beplan nie, maar ek dink nou daaraan. Salomo het geskryf in die Spreuke. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En in gewone taal sê hy, pas op vir jou intensies. Kyk hulle mooi deur, want uit jou intensies ontspring al jou dade. En dit help regtig nie dat 'n mens net vinnig oor jou intensies dink nie, want jy's nie oor van hulle bewus nie. En daarom glo ek vas dat 'n mens moet 'n paar maal dink oor jou intensies voordat jy optree. Want jy moet vir jouself vra, is ek eerlik oor waar hierdie optrede en hierdie aksies nou vandaan kom? Want mense met goeie bedoelings het al verskriklike dinge aangevang. Ek dink een van die gevaarlikste oomblikke in enige mens se lewe is wanneer jy begin glo, my goeie bedoelings maak my dade mooi. En daar's twee redes hoekom ek dit sê. Want in die eerste plek moet jy vir jouself gaan vra, hoe goed is daai bedoelings werklik? Het jy mooi gedink? En tweedens, selfs al is jou bedoelings goed, moet jy daai gevolglike dade baie beter bedink en ondersoek. Want selfs goeie bedoelings het tot bitter baie lelike goed aanleiding gegee. Intensie kan goed klink binne 'n raamwerk en dis die probleem daarmee. Dit is hoekom dit so maklik as goed beskou word, al die bedoelings. Want is in 'n denkraamwerk en is binne in 'n silo van mense wat eners dink en glo, en ons hoef nie vanoggend te sê dat dit in politiek die geval is, maar dat dit ook in kerke die geval is nie. Geloofsgroeperinge het almal daai wonderlike goeie bedoelings wat hulle soos 'n gesement het, met al die aksies wat hulle glo hulle moet loods ter verdediging van daai goed wat hulle beskerm. En in daai plek sit jy met die teelaarde van waar jy kan sien waar 'n denkraamwerk uiteindelik neerslag vind in hierdie wêreld as 'n klomp mense met dolke in die hand. Hulle loop die wêreld en seermaak met dolke in die hande. En dis klein dolkies partykeer. Van die sensuur van die kerk tot 'n familie wat iemand uitstoot omdat die nie meer gelowig is nie, of tot 'n familie wat sê, waar kom jy met jou liberalisme vandaan? Ons was nog altyd konservatief. En al hierdie goed waarvan julle die lyste beter ken as ek. Denkraamwerke gee so maklik vir mense daai dolke in die hand. En dis juis omdat mense ophou om as individue hulle self te bevraagteken. Hulle word meegesleer.
Hulle word meegesleer. En dit is wanneer 'n mens nie kan sien dat 'n mens 'n moordenaarsgroep is. Jy word 'n mob. Jy word 'n bende. En jy is nie besig met 'n stryd teen die bose nie. Jy is besig om mense te vermink. En jy weet, en dan vat jy hierdie ding van dat mense in hierdie dag waarin ek en jy lewe nog glo dat daar so iets soos 'n Satan bestaan. Daai dualisme, in die eerste plek wat glo, daar's twee ryke, 'n ligte een en 'n donker een, wat nie kan sien dat elke mens is lig en donker nie. En dan hierdie antieke personifikasie van daar's nou 'n persoon, die Satan. Is nie vir hulle 'n simbool nie, dis vir hulle 'n werklikheid. En nou elke mens wat anders as hulle dink, kry die Satan se gesig hier so op hulle. As hulle jou sien, dan sien hulle die Satan so op jou gesig. En as jy eers daai Satan se gesig op iemand geplak het, met wie jy nie saamstem nie, dan kan jy mos met hom enige iets doen. Want wie wil dan nou nie die Satan vernietig nie? En die sielkundige Carl Jung het dit gesê, hy het gesê, people don't have ideas, ideas have people. Mense word besit deur die goed wat hulle glo. So hulle is eintlik nie meer vry nie. En dis waarom mense sulke gek goed aanvang. Dat mense so aaklig kan raak. Hulle dink hulle is vry, maar hulle is nie vry nie. Hulle is gevangenes van 'n denkraamwerk. Hulle emosies is daardeur gekalmeer. Hulle sekerhede het gekom. Hulle identiteit is gevestig. Hulle het 'n klomp maatjies saam met hulle. Nou word hulle 'n bende. En daarom moet 'n mens dit ongelukkig van die bestes onder die bestes vandag sê. Dit is as jy 'n ons en 'n hulle het jy 'n bende. En dit maak geld enige godsdiens en enige politieke ideologie of enige filosofie wat so impak probeer kry in die wêreld. Mense dink hulle het idees. Hulle idees het vir hulle in 'n greep beet. Hulle begin namens 'n groep dink. Hulle begin namens 'n groep oordeel. Hulle begin namens 'n groep haat. Hulle begin namens 'n groep voel oor die wêreld. Niks is meer individueel en autentiek nie. En dan noem hulle dit wraggies. My waarheid. En dis waarom nederigheid so ongelooflik belangrik is vanoggend. Nie swakheid nie. Mens moet oortuiging sê, maar nederigheid. Die vermoë om te kan sê, ek glo tans sterk hierin, maar ek kan verkeerd wees. Dit klink baie eenvoudig, maar dit is een van die moeilikste dinge om te doen vir my en jou, ego. Veral vir intelligente mense, want slim mense raak maklik verlief op hulle eie denke. Hulle raak geheg aan hulle verklaringe van die wêreld, want dit is teorieë en baie van dit is geboekstaaf en party van dit word gelewer by universiteite as artikels en party word gepubliseer en party het vir jou 'n doktorsgraad verwerf. So jy is verlief op jou denke en jou idees en wanneer daardie verklaringe dan bevraagteken word en 'n mens hoor dit vanuit die akademiese wêreld waarin ek nie is nie, maar ek hoor dit. Laat dan nou net 'n profie kom wat nou 'n beter teses as joune het en joune word in die skadu gestel, dan is hy's nie gewild by jou nie, want dit raak persoonlik vir jou. Want jou idees het mos jy geword. So hulle is nou besig om jou af te breek. En dit is ook so vir gelowige mense, want geloof maak dat jy glo jy praat namens 'n God. En dit verhef jou idees bo alle ander gelowesinne. En daarmee saam is jy natuurlik nou ook verhewe, weer eens daardie geïnternaliseerde gesag, wat van God se mense, God se mondstukke maak in hulle eie oë. God se weermag, God se kampvegters. Hulle kan dierbaar wees, tot jy nie een van hulle is nie. En ek gaan nou stout wees en dit vir julle sê, maar weet nie wie van julle ken daai uitdrukking nie. There's no hate like Christian love. En dit geld nie alle Christene nie, moet ons onmiddellik sê. Ek hou daarvan om die wipplank aan die ander kant toe te gooi. Dit geld nie aan 'n Christen nie, maar hierdie sterk fundamentalistiese ideologiese Christene moenie daai glimlaggie uitlok nie, hoor. Sê net 'n paar goedjies waarmee hulle nie saamstem nie, and you will see.
There's no hate like Christian love. En ek dink, dis waarom sommige mense ouer word, sonder om wys te word, want hulle bly in daai greep van daai idees. Hulle versamel net nog meer argumente om dit te verdedig soos wat hulle ouer word. Hulle word naderhand generaals in daai weermag. Daar's meer sekerhede. Daar's meer ingewikkelde maniere om hulle self te beskerm teen onsekerheid. Maar wysheid lyk heeltemal anders. Wysheid word gewoonlik stiller soos wat jy ouer word, minder aggressief, meer genuanceerd, meer bewus van kompleksiteit. Die wyse mens weet, mense is teenstrydig. Moraliteit is baie ingewikkeld. Waarheid is net somtyds eksak. Emosies beïnvloed alle mense se denke, ook myne. Groepe maak mense blind. My groep maak my ook blind. Die self is minder objektief as wat ons dink, want hy's versmelt in die groep. En die res van ons liggame speel elke dag 'n rol in hoe ons breine dink. Dus raak wyse mense versigtiger met absolute reëlings. Sokrates het gesê, I know that I know nothing. En ek dink hy het baie geweet, maar hy het iets belangriks verstaan, en dit is, die mens se grootste blindekol is dikwels sy sekerheid. En dit is interessant, kinders dink volwassenes het al die antwoorde. Maar volwassenes het ontdek, en baie later eers, die lewe raak eintlik baie meer kompleks, soos wat jy ouer word en die antwoorde raak weg, jy verloor hulle. Jy begin sien hoe goeie mense skade doen, hoe liefde manipulerend raak, hoe moraliteit wreed word, hoe godsdienst gewelddadig kan raak, en emosioneel mishandelend, hoe politiek godsdienstig gemaak kan word, nee? Die is daar. En sekerheid kan baie gevaarlik wees. En ek dink, baie van die wêreldse konflik ontstaan omdat mense onsekerheid nie wil omhels nie. Hulle wil finale antwoorde hê. Oor identiteit, oor geloof, oor politiek, oor moraliteit, oor wie behoort, oor wie verkeerd is. Maar die lewe is nie daai wiskundige som nie. Dit is doodeenvoudig 'n chaotiese menslike ervaring, en hier kan dit nie anders as om aan Nietzsche te dink nie. Dis maar net 'n storie, en hy's vol drama en baie tragedie. Mense is chaoties. Nou natuurlik, 'n mens kan nie sonder oortuigings leef nie. Ons moet waardes hê, ons moet standpunte hê. Ons moet soms sê, hierdie is nie lekker nie. Maar miskien moet ons dit doen met meer bewustheid van wie ons is. Meer versigtigheid, meer menslikheid, want die alternatief, soos ek nou vanoggend uitgespel het, is gevaarlik. Mense wat hulle eie goedheid so vertrou, dat hulle nooit weer hulle self ondersoek nie, is gevaarlik. En die geskiedenis wys dit vir ons duidelik uit. Ek wonder soms, of ware volwassenheid nie begin, wanneer 'n mens hierdie twee dinge gelyk kan vashou nie. Ek glo diep in sekere waardes, en ek bly 'n feilbare mens. Daardie spanning hou 'n mens moreel wakker, menslik, en maak jou sagter. Minder van 'n behoefte om ander mense te beheer. Hulle raak stil. Hulle verstaan hulle eie kapasiteit vir blindheid. Hulle verstaan, onder die regte omstandighede kan ook ek meegesleep word. Ja, selfs ek. Myns insiens is dit die begin van ware etiek. Nie selfregverdiging nie, nie morele vertoon nie, nie absolute sekerheid nie, maar nederigheid. Die nederigheid om te weet, dalk is ek verkeerd. Dalk is ons groep verkeerd. Dalk het my emosies my mislei. My behoefte aan sekerheid is 'n gevaarlike ding. Ek moet op die uitkyk wees vir hom. Die wêreld se gevaarlikste woorde is nie, ek is kwaad, of ek verskil met jou nie.
Die wêreld se gevaarlikste woorde is, ek weet, ek is reg. Ek wil dit weer sê en daarmee afsluit. Die wêreld se gevaarlikste woorde is nie, ek is kwaad, of ek verskil met jou nie. Die wêreld se gevaarlikste woorde is, ek weet, ek is reg. Dit was vandag my storie. Dankie Jannie en Letitia. Weer eens nie vanoggend saam met julle kan koffie drink nie, want ek is oor die hond se stert, maar ek het nog nie op die grond geland met hierdie verkoue nie. So ek bly so 5 meter van julle almal af weg, gaan oppak my goedjies in huis toe ry, maar gaan kuier met mekaar, die van julle wat kan, dis altyd lekker, dis vir my 'n hoogtepunt van Renaissance waarop ek nou uitmis. Maar nou ja, dis nou hoe dit vandag is. Baie dankie Jannie en Letitia, ons het baie lekker geluister, en ek wil net vir julle sê, dis nou baie hartseer nuus, maar Jannie is aangestel by Universiteit by Potchefstroom, vir ons het hom net tot einde Junie nog hier by ons. So ons moet nou mooi luister, dit is laaste Sondag hierdie, om na sy klanke te kan luister. So dit is 'n hartseer storie. Speel ons uit, baie dankie.
Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.